Goeiedag vriende, op hierdie Sabbat. Kom ons gaan kyk net weer, so om die onsekerheid uit die hart uit te kry. Dat ons net weer seker maak op watter pad ons stap en watter rigtingswysers ons gebruik in ons lewe vandag. Jy sien, die Vader het vir ons sekere voorwaardes gestel as ons sy koninkryk wil ingaan. Hy het vir ons 'n weg voorberei waarop ons moet wandel sodat ons eendag by die koninkryk se deur kan uitkom. En dan het hy vir ons 'n genade geskep deur die bloed van ons verlosser om ons toe te laat om wanneer ons by hierdie koninkryk aankom dat ek kan binnegaan as ons gewandel het volgens die verlosser wat vir ons sy bloed laat vloei het op die aarde. Nou ek hoor baie mense beweer dat hulle Jesus as hulle enigste saligmaker aangeneem het, dat hulle Jesus as hulle verlosser aangeneem het en dat hulle God ken en dat God hulle lei in al hulle besluite. Baie mense sê ek ken die Bybel, ek ken my God en God ken my hart, maar jy sien in die Bybel wat die mense nie lees nie, het Yeshua, ons verlosser, vir ons kom sê en kom leer hoe om die Vader lief te hê en ook kom leer hoe om hom lief te hê en ook kom leer die weg na die koninkryk van die Almagtige. So ek gaan vir julle 'n paar verse lees. Ek wil hê jy moet dit self in die Bybel gaan lees as jy belangstel om dit te doen. En dan gaan jy kyk en dan gaan jy sien dat die kerk, die sinagoge van die Satan en die Christendom ons doelbewus van die weg na die koninkryk wil aflok deur vir ons te sê dat dit nie meer nodig is om die padtekens te lees, tekens wat die Vader vir ons neergesit het op sy weg om die koninkryk van die Almagtige te kan bereik aan die einde van die dae. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Simpel versie, een lyntjie lank. Ek sê baie vir mense op die internet en op Facebook en mense wat my inbox en vir my e-mail skryf, wat vir my sê dat hulle het Jesus lief en dan sê hulle vir my, hulle hou Kersfees en hulle hou Paasfees en hulle heilig nie die Vader se Sabbat nie. Dan sê ek, jy lieg, jy ken Jesus nie, jy ken God nie en jy het nie een van die twee lief nie. Dan sê hulle, ek mag nie oordeel nie. Nou jy sien, om vir iemand te sê jy lieg, beteken nie jy oordeel daai persoon nie. Dit beteken, jy sien die onwaarheid in hom raak, jy sien die leuen in hom raak, en jy sien die lieg van die Satan in sy siel en in sy gees. Die skrif sê, Johannes 14:15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. As jy die gebooie nie bewaar nie, is jy 'n leienaar, dan lieg jy, sê die skrif. Johannes 14:21, wie my gebooie het, en dit bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Jy sien, jy kan nie sê die gees van die Almagtige, of Yeshua se gees, of die Heilige Gees lei jou, as jy die gebooie nie bewaar. Vader sal nooit sy gees vir jou gee, om jou te lei, weg van sy gebooie af. Vader sal nooit vir jou 'n gees in jou binneste gee, om jou weg te lei van die weg en die pad, wat lei na die koninkryk van die Almagtige. Dan maak jy Vader 'n leienaar. Want hy het gesê, ek verander nie. Johannes 14:23. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Dis my wet en my gebooie. En my Vader sal hom ook lief hê as hy dit doen. En ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Jy sien, die Here is nie in jou hart, terwyl jy sy gebooie verwerp nie. Die Vader is nie in jou hart, terwyl jy sy wette en sy gebooie verwerp nie. En die Vader sal nie sy gees in jou hart gee, solank as wat jy sy gebooie en sy wette verwerp nie. Dis eenvoudig, dit staan in die skrif geskryf. Dis nie my opinie nie, en ek oordeel u nie. Al wat ek vir u sê, as jy beweer, dat u God lief het, en dat u Jesus lief het, en dat die Gees u lei, en u bewaar die gebooie nie, is u 'n leienaar, en is u lewe vol duisternis van die Satan. Johannes 14:31. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het, en doen net soos die Vader my beveel het. Yeshua self het gedoen presies wat die Vader hom beveel het om te doen. Hy het nie kom doen wat hy dink hy moet kom doen nie. Hy het nie sy eie wil op die aarde kom uitoefen nie. Hy het presies die opdrag wat die Almagtige hom gegee het, kom uitvoer, tot en met sy dood. Jakobus 2 vers 5. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies, as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk, wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Is die koninkryk nie beloof net vir die wat hom lief het nie? En dan gaan ons terug, wie het hom dan lief?
Hy wat sy gebooie onderhou en doen. Hy wat die gebooie van die Almagtige bewaar. 1 Johannes 2 vers 10. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling. Hier staan nie wie die wêreld liefhet nie, ons moet mooi verstaan. Die skrif praat van wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. As jy gaan kyk na die skrif, toe hulle vir Yeshua gevra het, of kom roep het, terwyl hy met sy disippels spreek, toe kom hy in, toe sê hy, die broers en die susters is daar buite, hulle wil met die praat. Toe sê hy, wie is my broer en wie is my suster? Toe steek hy sy hand oor sy disippels uit, toe sê hy, daar is my broers en daar is my susters. Dit is hulle wat die gebooie van my Vader gehoorsaam. Niemand anderster is jou broer as die een wat die gebooie van die Almagtige bewaar, gehoorsaam en doen nie. Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Kersfees, Paasfees, varkvleis, vreed, rugby, al die goedjies, dis wêreldse goed. Dit het niks met die Vader te doen nie. En dan sien ek op die sportveld, kom draafbare ou uit en hy kniel so op sy knie, op die Sabbat, wat hy sy sportgod dien, en dan staan hy op, en dan sê die mense op Facebook, o, kyk daai groot gelowige, hy het gebid, voor hy vir geld gaan speel op die Sabbat van die Almagtige, die sportafgod gaan dien. Dink jy die Vader stel belang in 'n ou wat op sy knie gaan staan, wat niemand hoor wat hy sê nie, hy doen dit laat 60.000 mense hom kan sien, en almal dink, hy bid tot die Almagtige, terwyl hy eintlik die seun van die sportgod gaan vra, want hy gaan verdien sy geld op die Sabbat van die Almagtige. Johannes 3 vers 10. 1 Johannes 3 vers 10. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie. Die geregtigheid is wat? Dit is die wet, die gebooie, die verordeninge en die insettinge van die Almagtige. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. So, hier kom het weer. Die broederliefde, nie naaste liefde nie, broederliefde, en ons moet eers gaan uitvind wie is ons broers. Dan gaan jy agterkom dat die ongehoorsaames, die goddeloses en die godlasteraars en die wetsverwerpers en die gebooieverwerpers is nie jou broer nie. 1 Johannes 3 vers 14. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het? 1 Johannes 4 vers 21. En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. 1 Johannes 5 vers 2. Hieraan weet ons dat ons kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Wat beteken bewaar? Bewaar beteken is om iets op te pas. Dis om iets te bewaak met jou lewe, sodat dit nie kan skade ly nie, sodat dit intact kan bly, sodat dit behoue kan bly. Dit is bewaar, om iets te bewaar, om iets te bære vir die pad saam met jou, deur jou lewe. As ons Vader se gebooie nie bewaar nie, dan lieg ons, want dan het ons hom nie lief nie. Nou sê mense vir my, ja maar sondig jy nie, ek doen. Maar jy sien, dit gaan vir die Vader oor jou intensie. Dit is juist hoekom die Seun gestuur is na die aarde toe, om vir ons 'n verlossing teweeg te bring, vir wanneer ons val in ons swakheid. As ons die wil van die Vader wil doen in ons hart, dis hoekom hy sê, ek kom ondersoek jou hart, om te kyk of jy my gebooie wil onderhou of nie. Of jy my gebooie wil onderhou of nie. Of jy my Sabbatte wil heilig of nie. Of jy na my woorde wil luister of nie. Maar as ons oor wegdraai van die wet af, en nie belangstel om eers daarna te luister nie, sê die skrif, dan is selfs jou gebed 'n gruwel in die ore van die Almagtige. 2 Johannes 1 vers 1. Die ouderling aan die uitverkore vrou en haar kinders, wat ek in die waarheid lief het, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. Wat is die waarheid? Die woord, die wet van die Almagtige, sodat ons die ware pad na die koninkryk van die Almagtige kan kry. 1 Johannes 2 vers 4. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Broeder, suster, familielid, vriend, kind, moenie vir my sê, jy het Jesus lief en Jesus is in jou hart, as jy die gebooie van die Almagtige verwerp. Dan is jy 'n leienaar en daar is geen lig binne jou nie. Gaan ons bietjie aan, maar elkeen wat sy woord bewaar in hom, het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê hy bly in hom, behoort self ook so te wandel soos wat hy gewandel het. Dit is hoekom Yeshua sê ek is die weg,
Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Hoe gaan ons deur hom? Ek bedoel, hy is nie hier nie. Ons kan nie deur hom klim na die Vader toe nie. Maar hy het vir ons die voorbeeld gestel en gesê, ons behoort self ook te wandel soos wat hy gewandel het. Dan sal ons die koninkryk van die Almagtige bereik. Hoe het Yeshua kom wandel? Slegs in die weë, die gebooie, die wette en die insettinge van sy Vader wat hom gestuur het. En dit is al wat hy die wêreld kom leer het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Wat is die begin? Is van die skepping af. Daar waar Adam en Eva reeds ongehoorsaam was. Gehoorsaamheid aan die padtekens wat die Vader vir ons neergesit het langs ons lewensweg, is ons versekering dat ons eendag by die koninkryk van die Almagtige gaan kom. Ek gaan aan. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Jy sien, dit kom als weer terug na die broeder toe. Jou naaste is jou broer. Die ou wat deel is van die huisgesin van die Almagtige is jou broer. Die gehoorsaamers aan die wet van die Almagtige is ons broers en ons susters en ons familie. 1 Johannes 3 vers 18. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde, met die tong nie, maar met die daad en die waarheid. Hoe doen ons die gebooie van die Almagtige? Deur dit te gehoorsaam, sy Sabbatte te heilig, geen afgode voor sy gesig te dien nie, en hom gehoorsaam is al sy wette en sy gebooie. Dis iets wat ons doen. Dis 'n aksie. Ons kan besluit of ons dit nie doen nie en of ons dit wil doen. 1 Johannes 3 vers 19. Hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel. 1 Johannes 4 vers 6. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is, die luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Jy moet dit mooi verstaan. Hy wat uit God is, luister na ons. Hy wat God ken. As jy sê, jy ken God, en jy luister nie na die wet en die gebooie en die verordeninge van die Vader, is jy 'n leienaar. Iemand wat sê, hy ken God, aanvaar tog God se woord, God se weg, God se opdragte, God se instruksies, sy voorwaardes om by die koninkryk van die Almagtigheid te kom. Psalm 119 vers 110 sê Dawid, die goddelose het vir my 'n vangnet gespan, nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie. Jesegiel 48 vers 11, dit moet wees vir die priesters wat heilig is, die seuns van Sadok, wat my verordeninge onderhou het, wat nie afgedwaal het by die afdwaling van die kinders van Israel, soos die Lewiete afgedwaal het nie. Jesaja 1 vers 4, wee die sondige nasie, swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel, hulle het die Almagtige verlaat, van die pad afgedraai, die Heilige van Israel, die Vader verag, hulle het agtertoe weggedraai. Jy sien, as jy afdraai van die pad af, dan is jy nie meer op pad na die bestemming toe nie. As jy die padtekens wat op die pad staan, nie lees en glo nie, sal jy by die bestemming, die koninkryk van die Almagtige, nie kan uitkom nie. Matteus 15 vers 8. Hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Jy sien, Vader ken ons harte. Vader weet presies wat in ons hart aangaan, want hy sê, ek kom toets die hart van die volk, om te sien of hulle my gebooie wil onderhou, of hulle my gebooie wil bewaar, en of hulle aan my gebooie gehoorsaam wil wees. Dit is alles 'n hartsaak. Dit help nie, ons praat en ons praat en ons praat, en dit doen ons môre, net bo die teenoorgestelde van wat die Vader van ons verwag, in sy woord en in sy wet en in sy gebooie. Markus 7 vers 6. En hy antwoord en hy sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinstes geprofeteer. Soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Kyk hoe lyk dit vandag op ons sportpaviljoen. Vandag speel die bulle en die cheetahs. En vandag het niemand 'n gedagte van die Vader se weë, die Vader se heilige Sabbat, die Vader se gebooie en die Vader se wet nie. Vandag is in ons gedagtes net een ding, en dit is hierdie game tussen die bulle en die cheetahs, want dit is vandag vir Suid-Afrika die belangrikste faktor vir hierdie Sabbat, wat heilig is vir die Almagtige. Romeine 3 vers 13. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle tonge. Dit is die mense wat sê, ek het Jesus lief, maar ek verwerp sy gebooie. Ek het Jesus lief, maar ek verwerp die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek het Jesus lief, Jesus is my hart, maar ek verwerp die Sabbat van die Almagtige. Ek het Jesus lief, Jesus is in my hart, maar ek hou Kersfees saam met die heidene, en ek eet vark op die Paasfees van die heidene. Vader stel vir ons voorwaardes,
vir sy bruilof, vir wanneer hy kom. Hy het vir ons voorwaardes gestel. Hy het vir ons instruksies gegee en gesê, berei so lank voor vir wanneer ek kom. Berei 'n bruilof voor, julle is my bruid. Wanneer die bruidegom kom om die bruid te kom haal, moet die bruid gereed wees. Haar klere moet reg wees. Daar's 'n spesifieke tyd, daar's 'n spesifieke datum, daar's 'n spesifieke plek waar die bruidegom tog die bruid gaan ontmoet. Vader gaan tog nie hier kom aanwals en na 'n bruid kom soek wat nie weet sy se bruid nie en wat nie begin gereed maak het vir die koms van die bruidegom nie. Wanneer twee persone trou, dan gaan hulle tog 'n verbond met mekaar aan, lank voor die tyd. En dan het die bruidegom tog tyd en die gaste het tog tyd om voor te berei vir hierdie bruilof. En die sien is die bruilof in die Kaap plaasvind. En ek trek nou vandag hier uit Windhoek uit weg. En ek is nou op pad Kaap toe, na hierdie bruilof toe, waar die bruidegom kom om sy bruid te kom haal en ek is deel van die bruid. En ek moet sorg dat ek in die Kaap kom op 'n spesifieke datum en 'n spesifieke tyd. Dan kan ek mos nie in my kar klim en ek vat die pad hier van Windhoek af. En daar waar die bordjie sê RSA, dan vat ek hierdie pad. En as ek daar by Keetmanshoop kom, dan is daar 'n bordjie wat sê RSA en 'n bordjie wat sê Loederus. En dan gesels ek hier met 'n paar manne en dan vra hulle, "Waar gaan jy?" Dan sê ek, "Nee, ek is op pad Kaap toe vir die bruilof." Dan sê hulle, "Ja, is alright. Jy kan hierdie pad ook vat." Hy kom ook op die Kaap uit. Vat hierdie pad. Dis nie nodig dat jy die RSA bordjie hoef te volg nie. Van die Loederus bordjie. Jy sal regkom met hom ook. En dan ry jy 600 km verder, dan kom jy teen die see en dan kom jy agter, die pad lei nie na die bruilof toe nie. Die pad lei nie na die Kaap toe. En moet jy verdwaal en jy is in 'n doodloopstraat omdat jy nie die padtekens gevolg het en geglo het wat op die weg neergesit is na die Kaapse bruilof toe. Nou moet jy omdraai in Loederus en jy moet 600 km terugry tot in Keetmanshoop. En nou moet jy die bordjie soek wat sê RSA en dan moet jy regs ry. By Groenhou kom, dan is daar 'n bordjie wat sê Karasburg en 'n bordjie wat sê Vioolsdrift. Maar as jy nie weet die bordjie van Vioolsdrift lei jou Kaap toe nie, dan gaan jy by Groenhou gaan jy links draai wat sê Armslui en Karasburg. Dan kom jy in die Appington en dan kom jy daar in Vryburg uit. En die einde van die dag stop jy in Johannesburg waar die bruilof in die Kaap moet wees. Hierdie vereistes het Vader vir ons neergesit. Dit is ons GPS, dit is ons Global Positioning System wat vir ons wys waar ons staan in ons geestelike lewe en op ons geestelike roete op pad na die koninkryk van die Almagtige toe. En ons moet tog asseblief die tekens begin lees. Ons moet hierdie GPS wat die Vader vir ons in ons harte gegee het. Hy het dit van die oudste tyd af, Vader sy wet in ons harte geskryf reeds. Maar ons het dit verwerp, ons het dit uitgevee uit ons harte uit. Daaroor sê die skrif aan die einde van die dag, na die groot verdrukking, na die groot oorlog, na die groot uitwissing van die aarde, sal ek in die bietjie wat oorbly, sy harte weer my wet kom skryf. In die oorblyfsel van my volk, sal ek weer my wet in hulle harte gaan skryf. Die hele wêreld volg vandag die kerk. Want die kerk sê, jy kan enige pad vat. Jy kan 'n Loederus pad vat, jy gaan in die Kaap uitkom. Jy gaan die Karasburg en die Armslui pad vat, jy gaan in die Kaap uit. Maar jy moet onthou die bruilof is op 'n sekere tyd, op 'n sekere plek met die bruidegom. En ons kan nie, as ons op hierdie dag by die bruilof moet wees, 3 weke later die aand, maar dan is die bruidegom nie meer daar nie. Dan het die huwelik plaasgevind en die bruid is kom haal, dan is ons te laat. Omdat ons doelbewus die verkeerde paaie gevat het en omdat ons doelbewus die padtekens wat Vader vir ons lewe neergesit het, nie wil volg nie. Van die begin van die eind, Genesis tot in Openbaring, gaan dit tog net oor gehoorsaamheid aan die Almagtige. So gaan dit ook net gehoorsaamheid in ons land. As jy die padtekens nie gehoorsaam is nie, en dit lees en dit verstaan en dit volg nie, gaan jy in die Kaap uitkom. Kyk hoe lyk ons universiteite vandag in Suid-Afrika. Kyk hoe lyk dit hier in Namibië. Die wat gehoorsaam, die wat leer, die wat die voorwaardes van die universiteit wil nakom om te leer en te studeer en die eksamen deur te kom, sodat hulle 'n graad kan verwerf aan die einde van die dag. Hulle word van hulle banke afgeskop deur die wat nie wil luister nie, die wat hulle glad nie laat voorsê deur enige voorwaardes of enige wet of enige instruksies nie. Die wettelose sal altyd daar wees om die wetgehoorsame te mislei en om van die weg af te kry en om te probeer verhinder om hom te bereik om sy prys te ontvang aan die einde van die dag. Satan gaan ons probeer mislei. Die Christendom gaan ons probeer mislei van die pad af so ver as moontlik om ons te verhoed om die kroon by die bruid te ontvang aan die einde van die dag. En ons glo die kerk en die Satan deesdae wat sê ons hoef nie gehoorsaam te wees nie. Ons sal die kroon aan die einde van die dag ontvang. Ek kan nie waarborg as jy op skool was en jy moet sekere vakke op hoë graad hê en slaag met 'n sekere persentasie voor die universiteitstoelating kry om die graad te kan verdien eendag, dan is dit die begin. Geloof help jou niks as jy die verkeerde keuses in jou lewe doen. Ek het ook geglo ek gaan eendag universiteit toe en ek het dit nie gemaak nie omdat ek nie op dieselfde standaard was as die wat universiteit toe kon gaan nie.
Al het ek geglo, ek gaan eendag 'n dokter word, kan ek jy verseker ek gaan nie 'n dokter word nie, want ek het nie voldoen aan die voorwaardes en die vereistes wat van my verwag word om wel eendag 'n dokter te kan word. Ek het die verkeerde keuses gemaak. Ek het gedink deur geloof gaan ek 'n dokter word. Maar jy sien, ek moes gehoorsaam gewees het. En ek moes by die voorwaardes en by die voorskrifte moes ek gehou het om eendag 'n dokter te kon word. Yeshua sê, geen jota en geen titel van hierdie wet sal verbygaan totdat ek weer kom. Nou, ek sien hom nog nie rondom ons nie. Hy het verseker nog nie gekom, maar die wet is totaal verwerp. Jy sien, jota en titel is die twee kleinste letters in die Hebreëus, in die hele Hebreëse alfabet. Dis die kleinste lettertjies in die alfabet, die jota en die titel. Hy sê nie die kleinste van hierdie wet sal verlore gaan, of in onbruik raak, totdat ek weer gekom. Maar die kerk en die Christendom en die Satan sê, nee, die hele wet is aan die kruis vasgeslaan deur die katholieke Jesus. Jy kan doen net wat jy wil, jy sal eendag 'n kroon ontvang. En dis die leuen waarmee ons volk ongelukkig vandag afgelei word en afgelok word van die pad van die Almagtige wat lei na sy koninkryk toe. En die wet en die gebooie is ongelukkig die pad wat ons moet stap in gehoorsaamheid om eendag by die koninkryk van die Almagtige uit te kom. 'n Sondelose lewe oorwin die dood, nie andersom. Ons kan nie met 'n lewe vrot van sondes die dood probeer oorwin nie. En ons kan ook nie deur ongehoorsaamheid in die padtekens op die pad van die Almagtige probeer bly nie. Ons moet nie mislei word deur die Satan om weg te bly van die pad van die Almagtige af en in 'n ander rigting te stap en te dink ons gaan aan die einde van die dag in die Kaap uitkom, saam met al die ander gelowiges en gehoorsaames en wag vir die bruid sodat hy ons kan kom haal. 1 Johannes 5 vers 2. 1 Johannes 5 vers 2. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Hierdie 1 Johannes 5 vers 2 is vir my 'n baie interessante versie en is vir my 'n baie dieper vers as wat ek in my lewe besef het. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Wie is sy kinders? Dit is net hulle wat sy gebooie bewaar. Niemand anders is sy kinders behalwe hulle wat sy gebooie bewaar en doen en bewaak nie. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Jy kan nie vir my sê jy het my lief en jy is 'n kind van God as jy sy gebooie nie bewaar nie. Dit is so maklik soos dit. En as jy sê jy het dit lief, jy het die Vader lief en jy het jou broer lief en jy verwerp die gebooie, is jy 'n leienaar, sê die skrif. Dis nie oordeel nie, dis 'n feit soos 'n koei. Jy lieg, jy's 'n leienaar en die waarheid is in jou nie. Jy ken hom glad nie as jy sy gebooie nie bewaar. In Johannes 5 vers 3. Want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. 2 Johannes 1 vers 6. Dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos wat julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Jy sien, alles gaan oor die gebod en gehoorsaamheid en doen. Jy ken die gelykenis van die landbouer wat vir sy seun gesê het, gaan uit en gaan werk in my wingerd. En hy sê, sorry, ek gaan nie in die wingerd werk nie. Die tweede het hy gesê, gaan uit en gaan werk in my wingerd. Toe sê hy, ek sal in die wingerd gaan werk, dis reg. Toe gaan hy nie, maar die eerste het berou gekry en hy het tog in die wingerd gaan werk. En watter een was reg en watter een was verkeerd? Die een wat gaan doen het, wat sy Heer hom beveel het om te gaan doen. Die een wat met die lippe gesê het, ja, ek sal dit gaan doen, maar in sy hart en in sy dade dit nie gaan doen het nie. Dis die een wat ongehoorsaam was aan sy Heer en hy het nie in die land gaan werk. Moenie laat ons volk met ons lippe die Vader prys en sê, ja Vader, ons sal dit doen. En dan gaan doen ons net mooi die teenoorgestelde. Ek is so bly, die Almagtige het vir my dieselfde vraag gevra en ek het ook gesê, ek sal dit nie doen nie, ek wil dit nie doen nie. Want ek hoef dit nie te doen nie, die kerk sê ek hoef dit nie te doen nie, Satan sê ek hoef dit nie te doen nie, en die Christene sê ek hoef dit nie te doen nie. Maar dank die Almagtige, dat ek berou gekry het, en omgedraai het, en dat ek vandag in sy tuin werk, om vir u, en vir elkeen van my vriende, my familie en my kinders, hierdie woorde te kan leer, en weer die padtekens se stof af te vee, en vir u te kan wys, dat slegs gehoorsaamheid aan sy gebooie, sy wette en sy insettinge, ons op die pad sal hou, na die koninkryk van die Almagtige, waar die lam vir ons wag, om daai swakheid van ons, toe ons gesondigheid op hierdie pad, van ons te kan reidig, deur sy bloed, sodat ons kan ingaan, in die deur van die koninkryk van die Almagtige. Sy wet, sy verordeninge, en sy voorwaardes, is die weg, tot die ewige lewe, niks anders. Ek lees vir u, om mee af te sluit, Openbaring 12 vers 17, die draak was vertoren op die vrou, wie is die vrou? Dis die bruid, want door die bruidegom,
kom om die bruid, die vrou te kom haal, en die vrou is besig om voor te berei, alhoewel ek nie sien dat ons volk in Suidelike Afrika enigstens besig is om voor te berei vir die koms van die bruid nie. Maar dit is die vrou. Hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar en haar nakomelinge, die wat besig is om voor te berei vir die koms van die bruid, en die wat die gebooie van die Vader bewaar. Die duiwel en die Satan en die draak gaan nie kom oorlog voer teen die ongehoorsames nie, teen die res van Suid-Afrika wat die gebooie verwerp nie. Die draak, die Satan en hierdie bose magte kom voer oorlog net teen hulle wat die gebooie van die Almagtige bewaar en die getuienisse van Yeshua. Wat se getuienisse het hy gelewer? Hy het gelewe en gelewer dit wat die Vader hom gesê het om te doen. Niemand sal, die draak kom maak nie oorlog teen die ongehoorsames nie. Hulle is deel van die oorlogspan en die oorlogsmag van die draak en die Satan. En hulle sal kom oorlog maak. Almal wat ongehoorsaam is aan die gebooie van die Vader. Die kerk, die dominee, die predikant, gaan almal kom oorlog maak teen hierdie stukkie oorblyfsel wat die gebooie van die Almagtige bewaar. Dit staan in die Openbaring so geskryf. Jy kan vir my gaan sê as ek lieg. Jy kan in die Bybel self gaan lees. Ek gaan vir die nog 'n versie lees. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Apart gestel is. Hierdie wat hulle apart stel van die wêreld. Hier is hulle wat die gebooie van die Almagtige bewaar en die geloof in Yeshua die Seun. Jy sien, die lydsaamheid is hulle wat die gebooie bewaar. Die Satan en almal wat die wet verwerp, al die kerke, die Katolieke, al die Christene, gaan teen ek en u wat die gebooie bewaar, kom oorlog maak, en ek sien dit elke dag op Facebook. Hoe word jy aangeval? Deur die dominee, die kerk, die pastoor, die priester, wat vir jou sê jy is 'n dwaas, om te probeer om die gebooie van die Vader te hou. 'n Dominee sê dit vir my gesê. Hy sê jy's 'n dwaase mens, om te probeer aan die gebooie van die Almagtige gehoorsaam te wees. Openbaring 22 vers 14. En hier is waarmee ek berus, en dis hoekom ek bly is, ek die gebooie van die Almagtige wil doen in my hart. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Niemand anders nie. En ek dank die Almagtige dat ek die saligheid in my hart het en die wil om sy gebooie te doen. En daar waar ek faal, wanneer ek bekeer terug tot die wet en die pad en die rigtingwysers na sy koninkryk, daar sal die bloed van Yeshua vir my by die deur wag om my te reinig, omdat ek bekeer het terug op die weg na die koninkryk van die Almagtige. Mag hierdie volk in totaliteit weer bekeer tot die weg en die waarheid en die rigting tot die koninkryk van die Almagtige. Shalom.